Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie dankie aan elkeen van julle wat die tyd uitkoop om saam te kuier vir 'n bietjie inspirasie vir die week. Ons gaan bietjie hierdie week gesels oor wanneer kommer jou geloof begin steel. So van die vyand kom in die gees van leuen en hy sal kom bekommernis in jou plant. So jy moet positiewe denke kweek. En so gaan ons bietjie gesels. Daar kom tye in elke gelowige se lewe wanneer die stem van bekommernis harder begin praat as die stem van geloof, vertroue, hoop en liefde. So, jy word wakker in die oggend met 'n gewig op jou bors nog voordat jy eers jou eerste koppie koffie gedrink het. Dis daardie onverklaarbare spanning. Daardie gevoel dat iets nie reg is nie, jy weet nie presies wat dit is nie, maar jy voel dit diep binne in jou. Jou hart klop vinniger, jou gedagtes begin maal en jy begin dink aan alles wat kan verkeerd gaan. Daai overthinking, dis waar die vyand inkom om jou hele dag te spoil, deur al die bekommernisse te bring met die eerste oomblik, met daai eerste gedagte as jy wakker word. So, bekommernis is 'n dief, hy kom en hy steel en hy destrooi. Dit steel net jou vrede nie, dit steel ook jou vertroue in God. So, dit fluister dat jy selfs moet probeer beheer neem, dat jy nie kan wag vir God se tyd nie, dat jy alles self moet uitredeneer. So, en terwyl jy dit doen, begin jou geloof versmoor, want jy luister na die vyand se stem. Jy bid dalk nog, maar sonder oortuiging. Jy lees dalk nog Bybel, maar jou hart hoor nie meer wat jy lees nie. Jy sê vir mense dat jy glo, maar diep binne voel jy al hoe verder hoe jy van God gedryf word. Geloof is nie net om te sê ek glo wanneer die dinge goed gaan nie. Ware geloof word geslyp in die oomblikke van daai bekommernisse en onsekerheid. Dis in daardie oomblik wanneer jy nie weet wat die volgende gaan gebeur nie. Dat jou geloof sy ware diepe wys. So, maar die vyand weet dit ook. Hy weet dat as hy jou kan laat twyfel aan God se goedheid, hy jou kan laat verloor, tot voordat die stryd verby is. Daarom gebruik hy bekommernis as 'n wapen. Vrees. Jy mag nie vrees nie. Op 365 plekke in die woord lees ons, jy mag nie vrees nie. Vrees is 'n sonde. Het jy geweet? Vrees is 'n sonde. Wanneer bekommernis jou geloof stil maak, begin jy anders optree. Jy raak moedeloos, jy sê dinge soos ek kan nie meer nie. God het my vergeet, maar God vergeet nooit sy kinders nie. Selfs wanneer jy hom nie hoor nie, is hy daar. Wanneer jy nie sy hand sien, beweeg nie, werk hy nog steeds agter die skerms. Sy stilte beteken nie afwesigheid nie. Sy tydsberekening is altyd volmaak, al verstaan ons dit nie nou nie. Dalk het jy al vir maande of jare vir iets gebid. Jy het alleen reg gedoen, maar steeds voel dit asof daar geen deur oopgaan nie. Jy bid vir jare vir werk en jy sit nog steeds sonder werk. Dis in sulke tye dat bekommernis sy koue hand oor jou hart wil plaas. Dis dan dat jy moet besluit wie jy gaan glo, die stem van fluister wanhoop, die ander fluister hoop, die een sê jy is alleen, die ander sê God is met jou. Geloof is nie altyd 'n gevoel nie, dit is 'n besluit. Dis om te sê ek kies om te glo dat God goed is, selfs al sien ek nog nie sy goedheid nie. Dis om te sê ek kies om te wag, selfs al voel ek moedeloos. Dis om te sê ek kies om te glo
dat daar 'n groter plan is, selfs al lyk dit nie so nie. Hierdie soort geloof bring die vrede terug wat bekommernis probeer steel. God vra van ons. God vra nie van jou om alles te verstaan nie, maar hy vra van ons om hom te vertrou. Bekommernis vra antwoorde, geloof vra oorgawe. Wanneer jy leer om jou bekommernis neer te lê by Jesus se voete, ontdek jy iets besonders. Jy begin weer asemhaal. Jy begin weer vrede voel. Jy begin sien dat hy altyd daar was, selfs in die donkerste nag. Wanneer jy nie meer kan nie, bekommernis groei in stilte. Dit is soos onkruid wat groei. Jy kan nie twee stemme gelyktydig hoor nie. As jy fluister na bekommernis, dan gaan jy in die donkerte beland. As jy luister na die bekommernis, raak God se stem stil. Mense, dit is belangrik, as jy luister na God se stem, verloor bekommernis sy mag. Daarom is dit belangrik om elke dag tyd te maak om stil te word voor die Here. Nie met 'n lysie van versoeke nie, maar net om by Jesus te wees, om sy hartklop te voel. Om te sê, Here, ek is bang, maar ek vertrou U. Hierdie eenvoudige, eerlike trek sy vrede nader. Daar is 'n oomblik in elke storm. Wanneer jy moet kies, gaan jy na die golwe kyk, of na die een wat op die water loop? Petrus het gesink toe hy sy oë op Jesus afgehaal het. Dis dieselfde met ons, wanneer ons fokus op alles wat verkeerd is, of verkeerd kan gaan, begin ons sink, maar wanneer ons kyk na Jesus, begin ons weer stap. Die water het nie verander nie, die storm het nie dadelik gaan lê nie, maar my fokus het verander, en dis waar die woorde lê. Miskien sê jy vandag, maar ek het alles probeer. Ek het al probeer om nie te probeer nie, tog voel ek steeds vasgevang. Onthou dan, geloof groei nie in een dag nie. Dis soos 'n spier wat jy moet oefen. Sterker word elke keer as jy besluit om God te vertrou in plaas van om bekommerd te wees, bou jy jou geloof op. Elke keer wat jy sy beloftes uitspreek, bou jy vrees, word jy innerlike mens versterk. So begin om weer met jouself te praat, soos iemand wat glo, sê hardop, ek is nie alleen nie. God is met my. Ek hoef nie bang te wees nie, hy sal voorsien. Hy sal uitkoms gee, jou woorde dra krag. Hulle kan of twee gebeur. Hulle kan of lewe bring of jou geloof verder stil maak. God begin uitspreek, word jou hart herinner aan sy getrouheid. Dis ook belangrik om te onthou dat bekommernisse altyd iets van die verlede of die toekoms is. Jy bekommer jou oor wat was en nie wat is nie. Dis hier waar God jou ontmoet. Hy sê nie, ek was die ek is, of ek sal die ek is wees nie. Hy sê ek is. Dis sy naam. Dit beteken hy is teenwoordig, hy is hier. Nou, in hierdie oomblik, wanneer jy dit besef, begin jy die las van bekommernis laat val. Jy besef, jy hoef nie alles te dra nie, jy hoef nie elke antwoord te hê nie, jy hoef nie elke deur oop te druk nie, jy hoef nie elke deur oop te druk nie, jy kan net wees, net asemhaal, net glo dat hy werk. En wanneer jy dit doen, voel jy iets verander. Jou hart begin weer klop in 'n ritme van sy vrede. Die wêreld leer jou om jou eie vrede te maak deur dinge te beheer, mense te verander en situasies te manipuleer.
God leer jou om sy vrede te ontvang, deur los te laat gaan. Leer om te vergewe, let's go, let's God. Dis teenwoordig, dit voel vreemd om te vertrou, wanneer alles in jou wil veg. Maar, dis juist dan, wanneer sy vrede die diepste kom lê. Daar is iets heiligs in die oomblik wanneer jy sê, Here, ek gee oor. Dis nie 'n teken van swakheid nie, dis die grootste daad van geloof. Dis om te erken dat jy nie self die kaptein van die skip is nie, dis om te sê, ek glo dat U weet wat die beste is, selfs al verstaan ek dit nie, en dan gebeur daar iets besonders en wonderliks. Die storm mag nog raas, maar binne in jou raak dit stil. Dit raak rustig. God se vrede is nie 'n emosie wat kom en gaan nie. Dis 'n teenwoordigheid wat bly. Dis sy belofte dat hy saam met jou in die boot is. Dis sy hand wat jou optel wanneer jy sink. Dis sy stem wat sê, moenie vrees nie, ek is hier, vertrou my. Jou primêre doel hier op aarde is om God te vertrou met jou lewe. Want jy gee oor en jy sê hy moet jou stuurman wees. Dis baie belangrik, elke dag 'n nuwe geleentheid om te kies. Jy kan kies om te glo of te bekommer. Jy kan kies om te vertrou of te twyfel. Jy kan kies om te praat van geloof of praat van vrees. Jy kan kies om positiewe denke te kweek of negatiewe denke aan vas te hou. Jy kan kies om aan jou verlede vas te hou, aan jou seer, aan jou onverwerkte trauma. Miskien begin dit klein, een rustige asemhaling. En wanneer jy aanhou kies om te glo, sal jy sien hoe die vrede stadig terugkom. God vat hierdie klein bietjie geloof en doen iets groot daarmee. Hy bou dit stadig op, totdat dit weer sterk genoeg is om storms te trotseer. Onthou vandag, die Here vra nie van jou om sonder bekommernisse te wees en te lewe nie. Hy vra net dat jy dit nie alleen sal dra nie. Hy vra dat jy dit vir hom sal gee. En wanneer jy dit doen, sal jy weer die vrede vind wat jy dink jy verloor het. God se vrede is nie ver weg nie. Dis net iets wat jy moet aanleer. Jy moet dit verdien nie. Dis reeds beskikbaar, dis nie iets om te verdien nie. Dis daar vir jou op die skinkbord, neem dit. Jy hoef net stil te raak en dit toe te laat. Wanneer jy weer leer om jou bekommernis by sy voete te laat, sal jou geloof nie langer stil wees nie. Dit sal weer begin praat, weer begin glo, weer begin leef. Leef as 'n oorwinnaar in Christus. Dit is wat ons moet doen. Ons moet leer om te lewe. Die stem van vrees en hoe God sagter praat. Leer om stil te raak, om asem te skep. Haal diep asem, asem in. En asem uit. Mense, ons is te gejaagd. Die stem van vrees, hoe God sagter praat. Vrees het 'n stem. Dit is nie altyd hard nie, maar dit is aanhoudend. Dit begin in 'n fluistering in jou gedagte, 'n sagter maar dringende waarskuwing wat sê, wat as dinge nie uitwerk nie? Wat as ek misluk? Wat as jy alleen bly? Wat as God nie luister nie? Dis die taal van vrees, en as jy lank genoeg daarna luister, begin dit klink soos die waarheid.
Vrees het die vermoë om jou geloof te oorskree, sonder dat jy eers agterkom. Dit kom stadig in, deur 'n gedagte, deur 'n gevoel, deur 'n situasie wat buite jou beheer is, en voor jy weet, leef jy nie meer uit geloof nie, maar uit vrees. Mense, elke tweede persoon wat ek sien, kom en sê hulle sukkel met vrees. God praat ook, maar sy stem is anders, sy stem is sagter, nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy vrede is. Hy hoef nie te skree en gehoor te word nie, sy stem dring nie deur met geweld nie, dit fluister, dit nooi, dit herinner, en dis juis hier waar die groot geestelike stryd plaasvind in ons lewe, tussen die harde stem van vrees en die sagte stem van God. Vrees probeer altyd beheer neem. Dit wil hê jy moet reageer, hardloop, besluite neem sonder gebed, planne maak sonder vrede in jou. Dit laat jou glo dat jy nie tyd het om te wag vir God se antwoord nie. Ons verstand is net te besig. Dis die stem wat sê, doen iets nou, anders verloor jy alles. Dit dryf jou om te werk, te beplan en te bekommer, terwyl jou hart skree vir rus. God se stem sê, wees stil en weet ek is God. Dis moeilik om God se stem te hoor in 'n wêreld wat voortdurend raas hier in jou kop, hier voor jou, jou gedagtes, die geraas in jou huis, geraas in jou hart, en vrees hou van 'n geraas, want dit woed hardop. Vrees floreer in onrus. Dit wil hê jy moet oorweldigend voel, sodat jy nie stil genoeg is om God se sagtheid te hoor nie. As jy mooi kyk na die Bybel, sien jy dat God dikwels sag praat. Toe hy vir Elia ontmoet het op die berg, het daar eers 'n storm gekom, toe 'n aardbewing, die vuur, maar God was in geen van daardie dinge nie. Hy was in die fluistering, in die sagte stem wat volg na die lawaai. Dis die geheim van geloof. God praat die duidelike wanneer jy die stilste is. Hy praat duidelik. So jy moet stil raak om daai duidelike stem te kan hoor. Die stem van vrees sê vir jou om te vlug, om te veg of om op te gee. Die stem van God sê vir jou om te vertrou, om te rus en om oor te gee. Die een maak jou gespanne, die ander een bring vrede. Die een druk jou vorentoe in paniek, die ander een hou jou vas in rus. Die vraag is, watter stem gee jy die meeste aandag? Mense sê dikwels dat vrees die teenoorgestelde van geloof is, maar dit is meer akkuraat om te sê dat vrees geloof in die verkeerde rigting is. Dit is geloof dat iets sleg gaan gebeur. Dit is geloof in mislukking, in 'n gevaar, in 'n tekort. Wanneer jy vrees, glo jy steeds, maar jy glo in die verkeerde dinge. Jy glo in jou eie beperkte eerder as in God se vermoë. God vra nie van jou om sonder vrees te wees nie. Hy vra dat jy nie jou lewe op grond van vrees moet bou nie. Dit is normaal om bang te voel, maar jy hoef nie deur vrees beheer te word nie. Hy sê, moenie vrees nie, want ek is met jou. Dis 'n herinnering dat sy teenwoordigheid groter is as enige bedreiging. Elke dag praat beide stemme. Vrees sê, jy sal nooit genoeg hê nie. God sê, ek is jou voorsiener. Vrees sê, jy is alleen.
God sê, ek sal jou nooit alleen laat nie. God sê, my genade is nuut elke oggend. Die stem wat jy kies om te glo bepaal die rigting van jou lewe. Vrees maak jou klein. Dit laat jou vergeet wie jy is in Christus. Dit herinner jou aan jou mislukkings, jou verlede, jou swakhede, maar God se stem binne herinner jou aan sy beloftes, sy liefde, sy plan vir jou lewe. Hy roep jou nie met beskuldigings nie, maar met sagtheid. Hy sê nie kyk wat jy gedoen het nie. Hy sê kyk na my, ek maak alles nuut. Die stem van vrees is haastig, ongeduldig en dringend. Die stem van God is rustig, geduldig en vol wysheid. Wanneer jy leer om hierdie verskil te herken, begin jy lewe verander. Jy begin besef dat nie elke gedagte wat deur jou kop gaan van God kom nie. Sommige gedagtes is net 'n geraas en dis jou verantwoordelikheid om dit te leer onderskei. Om God se stem te hoor begin altyd met stilte. Dis nie 'n stilte sonder gedagtes, maar 'n stilte waarin jy jou hart kan kalmeer. Jy sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, maar ek weet, U weet. Dit is hierdie oomblik dat jou binneste oë oopgaan. Bid vir geestelike oë en ore, 'n gees van onderskeiding. Jy begin vrede voel sonder die omstandighede verander het. Dis hoe jy weet. Dis hoe jy weet. Jy het sy stem gehoor. God praat deur sy woord, deur mense, deur die natuur, deur jou gewete en soms deur sagte gedagtes wat jou amper, wat jy mis. Daai gedagte is so fyn, hy praat deur die natuur, so jy moet jou geestelike oë gebruik en ore. Hy praat deur herinneringe aan sy getrouheid. Hy praat deur 'n versie wat al hoe honderde kere wat jy dit gelees het, hy praat deur die vrede wat oor jou kom, wanneer jy besef, jy hoef nie meer te veg nie. Vrees maak jou doof in hierdie stem. Dit laat jou glo. Jy moet hard luister, om te kan hoor. Maar God se stem is nie 'n raaisel nie, dit is altyd in lyn met sy karakter. As 'n gedagte jou bang maak, veroordeel of laat twyfel aan God se liefde, is dit nie van hom nie. As dit vrede bring, hoop gee en jou nader aan hom trek, dan is dit sy stem wat jy hoor. Dalk voel jy dat jy die stem van God al lank nie meer hoor nie. Jy bid, maar dit voel asof jou woorde teen 'n muur slaan. Jy vra, maar hoor geen antwoorde. Jy wag, maar daar kom niks. In stilke tye is dit maklik om te glo dat God stil is, maar dikwels is hy besig om jou te leer luister op 'n dieper manier. Hy leer jou om te onderskei tussen lawaai, vrees en die stilte van geloof. Wanneer jy in vrees leef, begin jy dinge ooranaliseer. Jy probeer alles verstaan, jy vra hoekom, jy probeer elke oomblik uitkoms voorspel, maar geloof vra nie hoekom nie. Geloof sê selfs, al verstaan ek nie. Ek vertrou, hierdie vertroue is nie blind nie, dit is gegrond op ervaring. Jy het al gesien hoe God jou deur storms gedra het, jy het al gesien hoe hy voorsien, toe jy niks gehad het nie, jy het al gevoel hoe hy jou vertroos toe niemand anders kon nie. Hierdie herinneringe in die ankers wat jou help stil bly, wanneer vrees weer probeer praat. Die wêreld sal altyd redes sê om bang te wees, die nuus, die ekonomie, mense se opinies, die toekoms. Maar die koninkryk van God werk anders. In God se koninkryk wen vrede altyd.
Hy beloof nie dat jy nooit gevaar sal ervaar nie, maar hy beloof dat jy nooit alleen daarin sal wees nie. Kyk nou Jesus in die storm. Sy disippels was paniekerig. Hulle het geskree en geworstel teen die wind. En toe hulle hom sien, het hulle gedink, dis 'n spook. Dis wat vrees doen. Dit laat jou die redding van God sien as 'n bedreiging. Hy het nie geskree nie. Hy het net gesê, dis ek, moenie bang wees nie. En sy stem het die see kalmeer. Dieselfde stem praat vandag nog. Hy sê nie, moenie bang wees nie, omdat daar niks is om oor bang te wees nie. Hy sê dit omdat hy groter is as dit waarvoor jy bang is. Jou verlede lê nie daarin dat die wêreld verander nie, maar dat jy weet wie in beheer is. Om God se stem te hoor vra oefening. Dis soos om iemand se stem in 'n menigte te herken. Hoe meer tyd jy saam met hom spandeer, hoe makliker gaan jy sy stem herken. Dit vra tyd in sy woord, tyd in gebed, tyd in stilte. Dis nie 'n vinnige resep nie, dis 'n verhouding. Jy sal merk dat God se stem jou altyd terugbring na rus. Selfs wanneer hy jou tigtig, doen hy dit met liefde. Selfs wanneer hy jou roep om te beweeg, gee hy jou die vrede om te weet, dis die regte rigting. Sy stem lei jou, dit jaag jou nie. Dit draai jou, dit druk jou nie. As jy vandag hoor hoe vrees in jou sê dat jy nie kan nie, onthou dat God se stem sag fluister, ek is met jou. Moenie vrees nie, sê dat jy's nie alleen nie. Sê God, ek sal jou nooit verlaat nie. Wanneer vrees sê dat jy gaan val, sê God, ek sal jou dra. Dis hierdie kontras wat jou geloof bou. God se sagtheid beteken nie hy is stil oor jou pyn nie. Dit beteken hy is naby genoeg dat hy nie hoef te skree nie. Dis hoe naby hy aan jou is. Wanneer jy stil word en sy teenwoordigheid ervaar, besef jy dat jy nooit ver was nie. Hy was daar al die tyd, wag net dat jy ophou fluister. Na die geraas van vrees. Die vrede van God is nie iets wat jy soek buite jouself nie, dis iets wat hy in jou plant. Maar jy moet die grond voorberei deur jou gedagtes te reinig en die onkruid van vrees te verwyder. Woord begin in jou hart ooreenstem met sy waarheid. En dan raak vrees se stem al hoe sagter, sodat dit uiteindelik verdwyn in die stilte van sy vrede. Daar is krag in stilte. Deur net stil te raak, asem te haal, jouself te ground. Dis die plek waar jy jou identiteit herontdek. Jy besef jy is nie jou vrees nie. Jy is nie jou bekommernis nie. Jy is nie jou verlede nie. Jy is 'n kind van God. Vas in sy hand, veilig in sy liefde. Niks kan jou skuif van hierdie waarheid nie. Miskien sê jy vandag, ek hoor steeds nie God se stem nie. Moenie moed verloor nie. Hy praat soms nie met woorde nie, maar met vrede. As jy vanaand jou kop neerlê en voel dat iets binne jou rus, selfs al is alles rondom jou onrustig, dan het hy met jou gepraat. Dis sy sagte en diepste taal. So as jy voel daar's 'n geraas in jou gedagtes, bid daai vrede in.
Wanneer jy leer om na God se sagtheid te luister, sal jy besef dat jy nie hoef te veg teen vrees nie. Jy hoef nie net te ignoreer, jy hoef nie net te oorkom deur jou eie krag nie, maar deur sy teenwoordigheid toe te laat. Elke keer wat jy kies om te luister na sy stem, verloor vrees 'n bietjie meer mag. God praat nog steeds, al voel dit soms asof hy stil is. Sy sagtheid is sy krag, sy stilte is sy beskerming, sy stem bring lewe, vrede en herstel, en wanneer jy daardie stem begin hoor, sal jy weet die vrees het nie meer die laaste woord nie. Wanneer ons gaan besef dat vrees 'n sonde is en dat vrees die teenoorgestelde van geloof is, dan gaan ons begin om in ons geloof te kom. Gaan lees Hebreërs 11 vers 1 en gaan lees wat geloof is. So mense, kom ons raak ontslaaf van angs, want angs steel ons identiteit in Christus. So gaan uit hierdie week en gaan in geloof soos Abraham en gaan waag dit om te leef. Gaan nie waag soos Abraham. Hy het alles gelos en hy het net Jesus gevolg. En die Here het hom nie teleurgestel nie, want Abraham het op God vertrou. Kom ons gaan en ons vertrou ook God soos Abraham. So kom ons laat los daai vrees en ons gaan hierdie week in geloof. Mense, julle moet 'n geseënde week geniet, tot ons weer saam gesels. Shalom!